As die Here Jesus op Goeie Vrydag volgens Lukas 23 vers 33 saam met twee gewone misdadigers gekruisig word, dan kan mens vra, wat maak Jesus se kruisiging anders? Die twee mans wat saam met die Here Jesus gekruisig is, was gevaarlike misdadigers wat met hulle lewe moes betaal vir wat hulle gedoen het. Lukas 23 vers 13 vertel dat die hoogste hof in die land, die gouverneur Pilatus, herhaaldelik gesê dat hy geen skuld in Jesus vind nie. Pilatus het om die mense gelukkig te hou, Jesus oorgelewer om gekruisig te word. Hy is onskuldig aan die kruis gehang. En dit maak hom heeltemal anders as die misdadigers wat ook gekruisig is. 1 Korintiërs 15 vers 45 tot 47 sê dat die eerste Adam 'n gewone mens was, maar die tweede Adam wat Christus is uit die hemel gekom het. Die Here Jesus is deur die Heilige Gees in Maria verwek. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê dat Jesus self God was en mens geword het om homself tot in die dood te gee. Die priesters in die Ou Testamentiese tyd moes gereeld vir hulself en vir die mense bloedoffers vir hulle sonde bring. Hebreërs 7 vers 27 sê dat die Here Jesus deur sy dood een offer gebring het wat ons vrymaak van al ons sondes. Daarom sê Hebreërs 10 vers 19 dat ons nou deur die bloed van Christus vrye toegang tot God het. Dit is ook die boodskap van Matteus 27 vers 51 met die skeur van die gordyn in die tempel van bo tot onder. Die grootsheid van die Here Jesus se offer aan die kruis sien ons ook daarin dat hy uit die dood opgestaan het, wat beteken dat God sy offer vir ons sondes aanvaar het. Christus was onskuldig aan die kruis, omdat hy vir my en jou sonde betaal het. Het jy al sy offer vir jou sonde aanvaar en leef jy daaruit?